Wat maak jy met die werklikheid van jou lewe? Die verhaal van Laodicea. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie. Hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm is nie. As julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle elendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek, en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie, en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat ek dit dan vir julle 'n erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek die oorwinning behaal het en saam met my Vader op die troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Wat maak jy met die werklikheid van jou lewe? 'n Man wat die baas was van 'n hondekosfabriek, kyk na die syfers en hy is baie ongelukkig want die hondekos verkoop nie. En dadelik steek hy sy advertensiespan in die pad en hy stel nuwe advertensiemense aan. En hy kyk na die syfers die volgende maand en hy sien die hondekos verkoop nog steeds nie en hy steek al sy verkoopsmense in die pad en hy stel nuwes aan en hy kyk die volgende maand en die hondekos verkoop nog steeds nie. En hy sit en wonder oor presies waar die probleem lê en sy vrou kom na hom toe en sê vir hom, die honde hou nie van die hondekos nie. Hy sê die probleem was nooit by die bemarkers of by die verkopers daarvan nie. Die probleem was by die produk self, maar hy kon dit nie glo nie. Want hy was so oortuig daarvan dat dit wat hy uitgedink het en dit wat hy gemaak het, sal noodwendig goed wees. Het jy al gewonder, hoe bedrieg jy jouself? Die horlosie in my voertuig is 5 minute voor die tyd gestel. Ek weet dit is nie die werklike tyd nie. En ek verbeel my dit maak dat ek meer betyds gaan wees. Maar ons het sulke klein leentjies wat ons onsself vertel. Want het is makliker om onsself te bedrieg, selfs as om ander mense te bedrieg. En dan rig ons lewe daar volgens in. Iemand staan by die huisbak en hulle wag vir die huisbak, maar ernstig glo hulle dat as jy die knoppies so 4, 5, 6 keer so vinnig na mekaar druk, dan gaan die huisbak nader kom. Of vinniger kom. Of het jy nou al gedink aan jou kind en dan dink jy jou kind is slim en hardwerkend en dan kom jou kind by die huis en dan is die punte nie goed nie. In steede daarvan dat jy die aanpassing sal maak, dan pas jy jou oortuigings aan en herorganiseer jy jou oortuigings en nou ewe skielik is dit die onderwyser wat nie kan verduidelik nie, die onderwyser wat nie sy werk gedoen het nie. Want dit wat jy reeds glo, dit wil jy ten alle koste in stand hou. Daar is veral 2 redes waarom mense geneig is om vir hulle self te jok, hulle self te mislei. Die eerste een is, daar is sosiale voordeel aan. Want die misleiding wat jy vir jouself het, maak dat jy jou plek in die samelewing bietjie beter kan stel. Die tweede een is, omdat jy eintlik die innerlike oortuiging het, dat jy nie die binnekant het om die werklikheid van jou situasie in die oë te kyk nie. En wat mense nie besef nie, die werklikheid is hulle vriend. Want jy kom nie van die effek van misleiding weg nie. Dink jy werklik, jy kan die werklikheid verdraai en buig, sodat dit jou pas, sonder dat daar gevolg in jou lewe sal wees? Dit is die verwaandheid van die leuen.
Terwyl die werklikheid daarvan is dat die gevolg van ons misleiding is dat ons swak besluite maak. Want ons sien nie die werklikheid soos wat dit is nie, so die inligting wat ons gebruik om ons besluite te maak, is nie akkuraat nie. Hoe gaan jy dan goeie besluite in die lewe kan maak? En daardeur verloor jy jou vermoë om jou lewe rigting te gee, jou lewe uit te bou, jou lewe te vorm, sodat jy 'n toekoms kan hê. Maar ek dink die ergste wat gebeur, is wanneer jy jou werklikheid so vervorm, is dat jy jou verhouding met Christus verloor. Dis wat met die Laodiceense gebeur het. Die ongelooflike groot ironie, dat hulle gedink het, hulle is ryk, dat hulle gedink het, hulle het niks of niemand nodig nie, ook nie Christus nie. En dan die werklikheid. Hulle noem hulle self Christene, maar Christus staan buite en hy klop. Het jy mooi gelees hoe Christus homself bekendstel aan hierdie gemeente? Dit is een van 2 plekke waar Amen as 'n eie naam gebruik word, waar Christus sê, ek is die Amen. Die betekenis van Amen het 'n Hebreëse oorsprong. In die Hebreëse stam van die woord sit daar die verwysing na die werklikheid. Dit is hoekom as ons klaar gebid het, dan sê ons Amen, want ons gebed stem ooreen met die werklikheid. Ek glo en bevestig dit wat gebid is. Nou sê Christus, ek is die Amen. Ek is die werklikheid van jou lewe. En dit gebeur op 2 vlakke. Dat Christus die werklikheid van jou lewe ken. Met ander woorde, hy weet waar jy vandaan kom. Hy weet wat met jou gebeur het. Hy weet wat dit met jou aan jou gedoen het. Hy ken jou binnekant. Hy ken jou drome, hy ken jou hoop. Hy ken jou vrese. Hy ken ook jou volgende tree. Hy ken die werklikheid van die dag wat jy tegemoet gaan stap. En is dit nie die probleem wat ons maak nie? Dat wanneer ons vir mense oor ons werklikheid vertel, dan vertel ons vir hulle ons lewenswerklikheid sonder Christus. En dan sê ons sê, maar Christus is die een wat in ons lewenswerklikheid buite kan staan. En nou sê Christus, maar weet jy, ek is die werklikheid. Jy kan nie praat oor die werklikheid van jou lewe sonder om oor my te praat nie. En my werklikheid en jou werklikheid wat jy beleef, pas presies op mekaar. En dit is die eintlike werklikheid waarin jy leef. En nou is dit die wyse hoe jy veronderstel is om jou lewe aan te pas. Kom nou leer ons iets by Christus. In die gemeentes waaraan hy die briewe skryf, maak homself elke keer bekend binne sekere lewenswerklikhede van daardie gemeentes. In Laodicea het hulle 'n mediese sentrum gehad wat 'n oogsalf ontwikkel het wat oor die antieke wêreld bekend was en mense het soontoe gegaan vir die oogsalf. En dan sluit hy daarby aan. Hulle het 'n swart wol gehad wat eksklusiewe klere gemaak het en hy sluit daarby aan. En dan het hulle rykdom gehad. Hulle het handel gedryf. Daar was 'n bankwese gewees. Maar hulle was nie net ryk nie, hulle was so uitsonderlik ryk dat toe die aardbewing die streek tref in 60 na Christus en die keiser hulle wil help om 'n stad te herbou, toe sê hulle vir die keiser nee. Ons het nie u of u geld nodig nie. Ons sal self regkom. En weet jy, dit is so sprekend van hulle gesindheid, nie net teenoor die keiser nie, maar van hulle gesindheid ook teenoor Christus, om te dink dat in hierdie lewe sal hulle sonder Christus regkom, want hulle het vir hulle 'n skans gebou van rykdom en 'n skans gebou van gesondheid en 'n skans gebou van klere en 'n skans gebou van trots waar hulle sê, ons het niemand nodig nie. Terwyl die werklikheid van hulle lewe eintlik weerspieël word deur hulle behoefte aan water. Jy sien, Laodicea het nie eie water gehad nie. Hulle moes dit met 'n aquadak bring. En die water wat hulle daar aangebring het, het in die aquadak lou geword. En het baie
kalsiumkarbonaat gehad, sodat as jy baie daarvan drink, dan het dit jou letterlik naar gemaak. En dit het so in kontras gestaan met die twee dorpe naby Laodicea. Hierapolis wat bekend was vir sy warmwaterbronne en die mense het soontoe gegaan vir die genesing wat die warmwaterbronne doen. En dan Kolosse wat ook naby was en hulle wat bekend gestaan vir die koue vars water wat hulle uit die bergstroom gekry het. Maar Laodicea het dit nie gehad nie. En hierdie beeld van die water, dit is 'n beeld van doelgerigtheid. Warm water het die doel van genesing, koue water het die doel van verfrissing. Maar wat is die doel van water? Wat jy nie vervoed nie, wat jy nie voed nie, wat jy nie genees nie, jou dors les nie, en wat 'n mens uiteindelik wil uitspoeg. En dit is hoe Christene word wanneer hulle verbintenis met Christus verloor. Hulle word doelloos. Want onthou die oomblik toe Christus met jou gebeur het. Toe het jou lewe so 'n rigting aangeneem. En jy het 'n doel gevind in jou aanbidding met die lewende God. En aanbidding is nie net Sondag se erediens nie. Aanbidding met die lewende God is die inrigting van jou hele lewe afgestem tot sy eer. Werklik die lese van die Christense lewe is uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge, ook my lewe. En dit is hoekom hy jou deel van die gemeenskap van gelowiges gemaak het. Nie net om deur hulle in die geloofslewe gehelp te word nie, maar ook om ander in die geloofslewe te help. En dis hoekom dit belangrik is dat jy se aandag gee aan jou disippelskap, sodat jy in jou geloof sal groei. Sodat jy jou potensiaal, jou geloofspotensiaal, jou menslike potensiaal volkome kan verwesenlik, juis ook deur die hindernisse in jou lewe te kan oorkom, deur die werklikhede van jou lewe in die gesig te kan staar. En dan gebeur daar iets met jou. Jy word uiteindelik, word jy diensbaar in die koninkryk. En dit is jou diepste lewensdoel. Dat jy 'n verskil sal maak aan daardie mense vir wie God liefhet. Maar hoekom kan dit nie gebeur nie? Omdat mense vergeet wie Christus is. Die arge van die skepping. In die Griekse woord arge hoor julle archetype, die idee van oorspronklike, die idee van oorsprong, die een wat daar was, waaruit die skepping ontstaan het. Hy was voor die skepping daar, nie geskape nie, maar die skepping het deur hom ontstaan. Hoe kan jy jou lewenswerklikheid in die oë kyk? Jou lewensdoel vervul? Wanneer jy van die oorsprong van jou eie lewe afgesny is. Wanneer ons vergeet wie Christus is, dan kan ons verbintenis met Christus verloor. Wat gebeur in jou binnekant wanneer jy hierdie verhaal lees? Want dis nie net iets wat met die Laodicense gebeur het nie, is dit? Dis ook deel van ons lewens. En daarom lees ons hier die woorde van Christus aan die Laodicense. Liefde, bestraf, tug. Die woorde van Christus wat na ons toe uitkom is 'n liefdeswoord, wil jy weet hoekom? Want in liefde hoef ons nie bang te wees vir die werklikheid van ons lewe nie. Daardie werklikheid wat soveel negatiewe emosie by ons skep, dat ons daarvan wil wegvlug, daardie werklikheid wat soveel negatiewe emosie by ons skep, dat ons dit moet verdraai om onsself beter of anderster of sterker te maak as wat ons werklik is, daardie werklikheid wat ons moet verdraai om vir ons maskers op te sit, dat Christus na ons te kom in liefde sê, maar jy hoef nie langer die werklikheid te verdraai nie. Jy kan dit
vierkantig in die oë kyk. En deel van die werklikheid is daardie donker kant van jou lewe. Dat die kant waarvan net jy weet, dat die kant waarop Christus die vinger lê en sê, dit is wat jou terughou. Dit is jou sonde. Dit is jou afstand van God. Dit is jou afstand van die werklikheid van jou lewe. Dit is daardie gedeelte wat bestraf word. Want daarin stel God 'n grens aan daardie kant van jou lewe, dat dit nie jou lewe sal oorneem en jou lewe sal vernietig nie. En dit is hoekom hy ons tugtig. Want die tug beteken om 'n persoon terug te bring na die regte pad. Terug te bring na 'n lewe uit die verbintenis met Christus self. Die man het gewerk in 'n skoenfabriek en hy was verantwoordelik gewees om die tyd in die skoenfabriek aan te dui. 8 uur dan lui die klok vir wanneer hulle moet begin werk, en dan lui die klok vir teetyd, en lui die klok vir middagete, en dan lui die klok vir wanneer hulle huis toe gaan. En elke dag op pad werk, toe stap hy verby die horlosiemaker. En in die horlosiemaker se winkelvenster staan daar hierdie ou groot klokhorlosie. Dan stel hy sy eie horlosie in volgens daardie klokhorlosie, en dan kom hy by die werk, dan stel hy die werk se horlosie in volgens die tyd wat in daardie klokhorlosie aangedui word. En eendag toe hy so daar verbystap, toe kom die horlosiemaker na hom toe en vra vir hom, wat kyk hy elke dag so in die venster? Hy sê nee, hy kyk net na daardie ou horlosie, en die horlosiemaker sê vir hom, weet jy wat? Daardie horlosie werk nie regtig nie. Elke dag dan kyk hy na die groot horlosie op die skoenfabriek se toring, en dan stel hy hom daar volgens in. Dis hoe ons as mense is. Wanneer ons dink dat ons lewe gaan instel, ons lewe gaan rig, sonder die werklikheid van Christus, wat die werklikheid van ons lewe wys. Ons bedrieg onsself. Jy en ek het Christus nodig, om ons werklikheid van ons lewe daarvolgens in te rig. Wat is die verskil tussen die wyse en die dwaase? Met 'n wyse kan jy net met hom praat, en hy is dankbaar vir die woord, en hy rig sy lewe daarvolgens anders in. En dan werk die woord in die gees. Maar die dwaase wil nie verander nie. Die dwaase hoor dieselfde woord, is bewus van die werking van dieselfde gees, maar hou aan om homself te bedrieg. Maar hou aan om daardie oortuigings vas te hou, wat hy dink hom tot hierdie plek in die lewe gebring het. Hou aan. En al wanneer 'n dwaase verander is wanneer die pyn van om dieselfde te bly meer raak as die pyn van verandering. En daarom moet ons hierdie uitnodiging van Christus, die uitnodiging van moenie vandag dwaas wees nie. Ek staan by die deur en ek klop. Terwyl jy my innooi, is dit jy wat aan my feesmaal gaan sit, dat die werklikheid van jou lewe, die koninkryk van God, sal dien. Moenie vandag, as jy die evangelie hoor, dom wees nie. Jy en ek het Christus nodig.